Welkom aan almal wat vandag saam met ons inskakel. Ons is ongelooflik dankbaar om dit mee te deel aan jou dat ons het meer as 40,000 mense wat nou ingeskryf is op ons aanlyn gemeente hier op ons YouTube kanaal. Dankie dat julle deel is van hierdie groeiende gemeenskap wat saam die woord van God bestudeer. As jy meer wil leer oor ons bediening, aanlyn hulpbronne, Bybelstudies, boeke en media, besoek gerus vandag raymondlombard.com. Selfs as jy eendag wil kom kuier by 'n Sondagdiens in persoon of 'n lidmaat wil word van ons gemeente Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk Parow aanlyn gemeente, gaan gerus na raymondlombard.com. Dit sal jou reguit neem na ons kerk se webtuiste. Onthou ook dat ons bediening nie net op Sondag plaasvind nie. Elke Woensdag bied ons Wat sê die Bybel aan, waar jy regstreeks saam met ons die skrif kan bestudeer en vra oor Bybelse onderwerpe kan volg. Elke donderdag op ons Engelse kanaal bied ons Dit You Know aan, 'n weeklikse gesprek waarin ons die fondasies van ons Christelike geloof bespreek en ook moeilike vrae hanteer. Maak seker jy teken in. Skakel die kennisgewings aan en deel hierdie inhoud met familie en vriende. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord. Welkom by vandag se diens. Ja, baie welkom. Ons volg ons reeks nog steeds oor Bybelkarakters en vandag gaan 'n baie interessante Bybelkarakter wees. So ek lees hierso in Lukas hoofstuk 10 vanaf vers 25. En daar het 'n sekere wetsgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En hy antwoord hom: "Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?" En hy antwoord en sê: "Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Toe sê hy vir hom: "Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe." Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus: "En wie is my naaste?" En Jesus antwoord en sê: "'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom en toe hy hom sien, het hy anderkant verbygegaan. En net so het ook 'n Lewiet by die plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: "Sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom." Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord: "Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan en doen jy net so." Ag Vader, dat U hierdie wonderlike, kosbare, heerlike woord vandag in ons harte sal seën in Jesus kosbare naam. Amen. So vriende, ons praat mos wanneer ons oor Bybelkarakters praat oor manne en vroue in die Bybel, wel in hierdie verhaal wat Jesus vertel het, tref dit ons, daar's verskillende karakters betrokke. Ek bedoel, ons lees van 'n Lewiet, ons lees van 'n priester, ons lees van die barmhartige Samaritaan, ons lees van die man wat aangeval en beroof was en aangerand was. So hier's verskillende karakters betrokke in hierdie gebeure wat Jesus uitgelig het
as gevolg van hierdie man, 'n wetgeleerde, wat hom 'n vraag kom vra. En dit wat ek met jou nou oor wil praat, ken ons mos maar normaalweg as die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Miskien moet ons vra, wie is my naaste? Of miskien moet ons dalk die vraag op 'n ander manier vra, wie se naaste is ek? So kom ons gaan kyk na die verskillende karakters wat in hierdie verhaal na vore tree. En dit het alles na vore gekom toe 'n sekere man na Jesus gekom het met 'n vraag. Ons lees in vers 25, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dit is nogal baie interessant, dat hier 'n man is wat opgestaan het om hierdie vraag te vra. Nou, dit bring vir my by die gebeure wat Jesus vertel het as 'n antwoord op 'n wetgeleerde se vraag. Wat my tref is, hierdie man het opgestaan, dan beteken dit, het hulle almal gesit in 'n kring, was hulle in 'n huis, hy is 'n sekere teoloog, want hy's 'n wetgeleerde, so hy ken die skrif, is 'n tipe van 'n skrifgeleerde, want die wetgeleerdes in Jesus se dag was oor die algemeen ook skrifgeleerdes, en hy het hierdie grootse vraag, wat hy vra, jy kan seker nie 'n groter vraag in die lewe vra as dit nie. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Ek bedoel, is daar 'n groter vraag op aarde as dit? Ek dink van alle vrae in die hele wêreld, is dit seker die grootste vraag wat jy ooit in jou lewe kan vra. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dit was die vraag gewees. En Jesus bied ook 'n grootse antwoord, want Jesus sê vir hom, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, uit al jou krag uit, en jou naaste soos jouself. En Jesus sê, wel, as jy kan liefde betoon aan God en aan jou naaste, maar Jesus sê dit vir 'n baie, baie spesifieke rede. Want hierdie man maak terselfdertyd die grootste fout van sy lewe, want toe Jesus dit sê, onmiddellik sê Jesus vir hom, jy het reg geantwoord, want ek bedoel, dit is hy wat gesê het, toe Jesus vir hom sê, maar jy ken mos die gebooie, jy moet dit doen, wat is die gebooie, hoe lees jy in die wet? En dit was hy wat gesê het vir Jesus, maar jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand en alles, en jou naaste soos jouself. Dit sê die wetgeleerde, so hy ken die skrif, hy ken die Bybel. En nou gebeur die volgende, en Jesus sê vir hom, jy het reg geantwoord, hy sê vir hom, doen dit, en jy sal lewe. Jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig. Jy sien, want dis wat hy is. Hy het homself voortdurend geregverdig. Hy wil homself regverdig. En hy sê vir Jesus, en wie is my naaste? So, wie is my naaste? Ons het hier te doen met 'n ernstige morele probleem, want is daar 'n naaste wat ek moet lief hê? Want hy dan sê, en jou naaste soos jouself. Moet ek almal lief hê? Alle mense? Waar trek 'n mens die streep? Waar is die perke van ons liefde? Hoe ver gaan my verantwoordelikheid? Wie is nie my naaste nie? Nou al hierdie vrae kom nou by 'n mens op, as jy begin dink oor hierdie vraag, en wie is my naaste? Nou kom al hierdie vrae by mense. En Jesus se antwoord op hierdie en soortgelyke vrae, kom nie in die vorm van 'n lering nie. Jesus is nie besig om lering te gee nie. Hy het net besluit, hy gaan hom 'n verhaal vertel, 'n gelykenis. En hy vertel hierdie gelykenis wat ons nou leer ken het, as die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Jy sien, om beroof te word, of aangerand te word, is 'n algemene verskynsel in die Bybelse tyd en selfs vandag. Ons hoor kort van mense wat aangerand is of wat leed aangedoen is. En die man wat die vraag vra, is in 'n situasie wat hom nou verleë laat, want hoekom vra hierdie vraag in die eerste plek? Het hy gesit saam met Jesus en sy disippels in 'n kring? Want die Bybel sê, hy het opgestaan tussen hulle almal, as 'n wetgeleerde, man wat die skrifte ken, met die doel om Jesus te versoek. So hy doelbewustelik, het hy 'n geheime agenda. Daar's 'n verskuilde agenda. Hy probeer homself regverdig,
Hy dink hy ken die waarheid. Die feit dat hy opgestaan het, suggereer vir ons, hy het daar gesit, en het na Jesus geluister en na alles gekyk. En toe hy nou opstaan, dis nou aandag op homself. Hy het nie gesit en die vraag vra nie. Hy staan nou op, in ander woorde, hy wil nou 'n punt maak. Hy vestig aandag op homself. Hy staan op in die midde van hulle almal. So hy het hierdie eie agenda, hierdie eie inisiatiewe en motiewe, en hy wil Jesus, wil hy in die middel plaas. Fokus op Jesus. Fokus op hom en fokus op Jesus. Wat nou interessant was, hy het Jesus 'n vraag gevra. Jesus antwoord nie sy vraag nie, Jesus vra eers 'n teenvraag. En so Jesus se teenvraag was, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy die wet? Sê vir my, wat lees jy in die Bybel? Hy het mos net 'n Ou Testamentiese Bybel gehad. So in ander woorde, op Jesus se vraag, gaan ons mos nou die bedoeling sien van hierdie man se vraag wat hy in die eerste plek gevra het. En Jesus se teenvraag laat hom nie net sy eie vraag antwoord nie, maar dit skep die geleentheid vir Jesus om vir hom eintlik by wyse van Spreuke, soos die spreekwoord sê, practice what you preach, 'n geleentheid te skep om vir hom te sê, hey, wat leer jy mense, waar staan jy? So, dit was ook nie ongewoon, so ongewoon, in die tyd van Jesus, as skrifgeleerdes gepraat het, om 'n teenvraag te vra. Nee, dit was baie keer 'n normale ding gewees. Wel, hier is die ding. In die verhaal wat Jesus vertel, toe hy homself regverdig, hy sê maar, wie is my naaste dan? Toe sê Jesus vir hom, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo toe. Nou die pad, en ek het daai pad al baie keer gery, van Jerusalem af na Jerigo toe, want jy gaan af in die berge van Judea. Die pad wat hy afgaan is kronkelend 17 myl. Okay? So ons praat seker van hier so 25 plus kilometer, né? So tussen 25 en 27 kilometer, ons praat van, kom ons sê nou maar afgerond 25 kilometer. Al kronkelend, meer as 'n kilometer sakkie pad, 1100 meter. 'n Kilometer daal jy af in die berge van Judea. Dit is eintlik 'n skerp afdraande van Jerusalem na Jerigo toe. En die pad was nie vir sommer net so onbekend. Dit was bekend as die weg van die bloed. Die pad van bloed. Want baie mense is aangerand, is beroof, want die plek verleen om daai eensame pad met die kraanse, die berge, die heuwels, skuilplekke vir rowers en mense wat wil kwaad doen aan ander. En die Bybel sê hy het afgegaan van Jerusalem na Jerigo toe. So hierdie eeuoue, eensame pad, verlate pad, was baie keer gekies deur rowers om daar te skuil want hulle weet, die priesters kom baie keer op van Jerigo, want hulle het gebly in Jerigo, naby die dooie see, naby Qumran. So hulle het opgekom van Jerigo, baie van die priesters het in Jerigo gebly, as hulle gaan diens doen, dan reis hulle daai 25 km op met die berge na Jerusalem toe, en as hulle klaar is, dan moet hulle nou weer teruggaan na hulle families en hulle huise, waar hulle in Jerigo bly. So dit was 'n baie bekende pad, wat die priesters en die leviete gereeld op gereis het. En so iewers op hierdie verlate pad, was 'n alleenreisiger. Jy kan maar weet, in hierdie verhaal wat Jesus vertel, hierdie gelykenis, dat hy was verseker 'n Jood. En hierdie was hy, en Jesus vertel dat hy beroof was. Hy sê, hulle het hom gekry, maar die Bybel sê, Jesus sê, en hulle het hom geslaan, uitgetrek, hy het verval onder hulle, het hom half dood laat lê langs die pad. So hier is die ding. Iewers op hierdie pad, het die rowers vir hierdie man gewag. En hy was nie net beroof nie, hy is deur hierdie groep rowers brutaal aangerand en gestroop. Sy klere is gevat, alles wat hy het is gevat. Hulle het hom enigiets van waarde het hulle gevat, en hy het half dood daar gelê in sy eie bloed langs die pad. En nie lank na dit nie, kom daar 'n priester met die pad verby. So die eerste karakter wat ons op die toneel sien, kom hier, behalwe vir die man wat daar lê, is 'n priester. Nou, hoekom kom die priester daar verby? Want priesters doen tempeldiens, en dit is wat hier mos nou staan, en bygeval het 'n priester
met daardie pad afgekom. So daar kom 'n priester daar verby en die priester doen mos gewoonlik tempeldiens. Dit is mos of hy nou sin toe gaan om tempeldiens in Jerusalem en hy sou klaar moet hy huis toe gaan. Hulle het dit gedoen op 'n roterende basis. Hulle het mos tye gehad in die jaar wat hulle moes gaan diens doen het. Die meeste van hulle wat mos nou in Jerigo gebly het buitekant Jerusalem, het nou nie 'n ander pad gehad nie. Dit is die pad is na Jerigo toe. En ons kan vandag praat van Jerigo as die plek van die Wesoewer. Dis wat ons op die nuus sien as ons na ons televisie gaan kyk. En die Bybel sê hy het afgekom. So dit beteken hy was onderweg van Jerusalem na Jerigo. Hy het nie opgegaan na Jerusalem toe nie. Hy was klaar met sy dienswerk in Jerusalem en nou is hy op pad huis toe. Hy is klaar gewerk. Sy dienswerk is afgehandel. Hy is op pad terug. Hy het God gedien volgens sy rooster van dienspeerd in Jerusalem en hy het die geleentheid gehad om sy naastes te bedien daar, die volk. En sekerlik toe hierdie priester nou weer afkom en hy sien hierdie half dood gewonde man, moes hy sekerlik geskrik het en hy steek vir 'n oomblik vas en hy kyk en sy reaksie is instinktief. Versigtig sirkel hy om die man, dit vers 31 sê, en bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom. En toe hy hom sien, het hy anderkant verbygegaan. Nou, ons weet nie wat sy rasionaal is nie. Na alles, hy is 'n priester. Kontak met 'n dooie maak hom seremonieel onrein. Die man lyk dan of hy amper dood is en as priester, as hy aan iemand vat wat dood is, dan is hy vir 'n tyd lank onrein. En om betrokke te raak by hierdie man, kompliseer mos nou sy saak. Dit kan 'n verleentheid word, of moeilikheid beteken, of miskien is dit gevaarlik. Wie sê dat iemand het nie met so gemaak en in die bosse wag iemand vir hom en lê hom voor nie. In elk geval, daar is 'n ander beter gekwalifiseerde as hy. Ek is net 'n priester, ek is nie 'n paramedikus nie, ek is nie 'n dokter, ek is nie 'n verpleegster nie. So hy redeneer by homself, ek is nie in 'n posisie om hom te help nie, ek gaan hom nie help nie. En die Bybel sê, en hy hou verby. Net daarna, sê Jesus in vers 32, kom daar 'n leviet. Net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien, en anderkant verbygegaan. So die volgende man, wat by hierdie gewonde man aankom, nadat die priester daar was, is ook 'n godsdienstige figuur. Hy verrig belangrike take by die tempel. Hy is nou wel nie iemand wat met die altaar en die heiligste van die heilige dinge werk nie. Hy is net 'n leviet. Ander woorde, hulle help die priesters. Die priesters werk met die heilige dinge. Die leviete gee hulp aan die priesters om hulle werk te doen. En hy tree presies dieselfde op as die priester. Vir watter rede ook al, en hy maak dat hy wegkom. Nou ons behoort nie die fout te maak en hierdie twee mense, ek praat nou van die priester en die leviet, uit te maak as net bloot slegte mense nie. Dan sê, kyk hoe sleg is hierdie priester, kyk hoe sleg is hierdie leviet. Miskien kan ons hulle dink, hulle is besige mense, hulle het elkeen hulle eie ding. Hulle was besig om te reis. Ek bedoel, hulle was besig met hulle eie ding. Want mense wat behoeftig is, doen mos gewoonlik inbreek op ons tyd. Hulle is lastig, hulle het klomp probleme. En ons redeneer by onsself, ek stem saam dat jy het hulp nodig of jy het hulp nodig. En ek hoop dat iemand jou kan help. Maar ek kan nie nou nie, ek is net te besig. Of ek het 'n ander agenda, ek het net nie nou tyd nie. Of ek is nie nou nie vermoë net om jou sommer net te help nie. Op hierdie stadium het Jesus nie net die wetgeleerde teoloog se onverdeelde aandag nie, maar almal wat daar sit, luister aandagtig. Hierdie storie gryp almal se aandag. Wanneer jy so 'n storie hoor, wil jy weet wat het gebeur.
en hy het almal se volle aandag. Maar mense hou daarvan as die sogenaamde godsdienstiges uitdraai om die slegte ouens toe te gewees het in 'n storie. Dis hoekom as 'n predikant 'n fout maak, dan sit Sondag in die koerant of dit is Maandag op die koerantpale en die koerante adverteer dit. Hulle kan al klaar raai wie die Here in hierdie verhaal gaan wees. Een van die gewone mense sal seker die oplossing bring, maar nooit het hulle dit kon sien kom, hierdie twist, hierdie draaipunt wat in die storie kom nie. Want vers 33 sê, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hulle afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. Wat? 'n Samaritaan? Ons noem die storie die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Vir die eerste eeu Jood bestaan daar nie so iets nie. Dis ondenkbaar. Dat kan daar 'n goeie PLO lid wees of IRA lid. Iets dergeliks. Dit kan mos nie wees nie. Die Jode glo die Samaritane, hulle het die tempel ontheilig. Hulle het die Torah verdraai. Hulle het die aanbidding van God gekorrupteer. En Jesus, doelbewustelik en versigtig maar baie beplant, skok sy gehoor. Hy vertel die held, die hero, was toe 'n veragtelike Samaritaan. Nou vriende, let op. Dit is nie sy nasionaliteit of sy ras wat hom laat uitstaan het nie, maar sy barmhartigheid, sy jammerhartigheid vir die gewonde man wat daar lê. Lukas 10 vers 33 lees ons, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. Dit het nie hier gegaan oor 'n nasionaliteit nie, dit het gegaan oor die Samaritaan sien iets wat anders is. Iets wat die ander twee nie gesien het nie. Hy kon nie verbygaan nie. Hy voel iets wat hulle nie gevoel het nie. Hy het innig jammer vir hulle gevoel. Die Samaritaanse barmhartigheid vind uitdrukking in sy sorg vir die man wat aangerand was. Hy neem sorg vir hierdie man se onmiddellike behoefte. Die staan in die teks. Hy het na hom gegaan, hy het sy wonde verbind, hy het olie en wyn daarop gegooi, hy het hom op sy eie pakdier gehelp, en hy het hom na 'n herberg geneem. Die Samaritaan het nie 'n noodhulpkussie by hom gehad soos 'n paramedikus nie. Hy skeur klere, sy eie klere, en hy maak verbande en verbind die man se wonde. Daar's nie nog 'n pakdier nie, hy laai hom op sy eie pakdier. Hy boek hom in 'n motel in, en hy sorg dat die man versorg is. Hy betaal selfs vir die dag of 2 wat hy langer daar moet bly, om gesond te word, die man. Hierdie slagoffer, wat 'n totale vreemdeling is, vir die Samaritaan, 'n man van 'n ander ras en godsdiens, 'n man wat alles verloor het, pennieloos is. Ons sien dat die Samaritaan gaan nog 1 stap verder. Hy gaan selfs so ver dat hy sê vir die man, die volgende môre, hier's 2 pennings, sorg vir hom, en as daar iets kort kom, sê vir my wanneer ek weer verbykom, ek sal die verskil vir jou betaal. Hy neem selfs verantwoordelikheid vir die gewonde man se toekomstige behoeftes. Al hierdie dinge, sê Jesus, het hierdie Samaritaan aan 'n man gedoen, sonder enige rede om te glo dat daar enige hoop is, dat hy enigiets van die uitgawes wat hy aangaan, ooit sal terugkry van hierdie man. Hy het geen waarborge nie.
Wat ons sien is vrywilliglik 'n uitdrukking van 'n spontane, onverdiende, onverwagte liefde vir 'n persoon in nood. En Jesus se vraag stuur 'n skokgolf deur die teoloog se lyf, toe Jesus vir hom sê in vers 36, sê vir my, toe hy nou gesê het, sorg vir hom en enige onkoste wat hy mag hê, sal ek jou betaal as ek hier verbykom. En Jesus draai na die wetgeleerde toe, die teoloog, en hy sê vir hom, sê vir my, wie van hierdie drie, die priester, die leviet of die Samaritaan, wie van hierdie drie dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Dit moes nogal 'n ontnigtering gewees het vir hierdie man om Jesus se vraag te antwoord. Want hy het geen keuse nie. Hy moet praat. Onthou, hy het mos die hele gesprek begin, toe hy mos gevra het, wie is my naaste? Nou het Jesus die storie vertel. Nou vra Jesus 'n vraag. Wie dink jy in hierdie storie van hierdie drie karakters? Watter karakter dink jy was die naaste vir die man wat daar gelê het? Hy het geen keuse nie. Sy antwoord is, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. My naaste is die persoon wat in nood is, wie se nood ek sien, en in wie se nood ek hulp kan verleen. Daardie persoon kan en mag dalk my bitterste vyand wees. Dit kan selfs 'n godsdienstige opponent wees. Dit kan selfs 'n volslaaf vreemdeling wees. Jesus se besorgdheid is nie soseer wie is my naaste nie, maar wie se naaste is ek? So broer teoloog, jy kon dit nie reg kry om te sê die Samaritaan nie. Jy kon dit nie sê nie. Die beste wat jy kon sê is, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Jy kon nie sê die priester, die leviet, want hulle het nie. En jy wil nie sê die Samaritaan nie, want jy het nie tyd vir 'n Samaritaan nie. Jy is 'n wetgeleerde, as 'n godsdienstige van iemand van daai bevolking, die Baster Jode. Jy sê, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Jy weet, Jesus het gesê, hy was 'n Samaritaan. Al drie hierdie manne op die pad van bloed het dieselfde ding gesien, maar net een van die drie het barmhartigheid bewys. Vriende, ek het jare gelede 'n storie vertel oor 'n man met die naam van Bob wat 'n Kersgeskenk by sy broer gekry het, 'n pragtige motor, splinternuut as 'n Kersgeskenk. En op die dag van Kersdag gaan ry Bob deur die strate van die stad. En hy wil ietsie kry om te gaan drink en hy stop en hy gaan kry vir hom iets en toe hy so terugstap na die motor toe hy kom by sy voertuig, toe staan daar 'n jong straatkind en die straatkind staan so en kyk die kar en stap om die kar en bewonder hierdie pragtige nuwe voertuig. En die straatkind toe hy so nader kom toe vra hy, "Joune?" En hy sê, "Jep, my broer het vir my as 'n geskenk gegee. Dis my Kersgeskenk wat ek gekry het." Hy sê, "Net so?" sê die jong knaap vir hom. "Dit het jou niks gekos nie?" Hy sê, "Nee, dis 'n geskenk." En wat die jong seun sê, ruk Bob se hart. Die seun sê, "Ek wens dat ek so 'n broer kan wees." En nou het hy Bob se aandag en Bob sê vir hom, "Wil jy graag 'n draai ry in die kar?" Hy sê, "Ja." En hulle ry toe 'n draai. En toe hulle so eentjie gery, toe sê die seun vir hom, "Maar daar, ons huis is daar." En hy stop toe daar voor die deur.
En hy sê vir Bob, toe hy uitklim, hy sê, moenie ry nie asseblief, wag net gou vir my. En vinnig hardloop hy 'n trappie op, in die huis, sommer so eenvoudige woonbuurt. En tot Bob se absolute verbasing, kom daar 'n jong seun, met hom uit, met hierdie ander jong seun, en hy's krippel. En sy boetie wat saam met Bob in die kar gery het, help hom so stadig teen die trappe af. En hy bring hom tot so by die voertuig en hy sê, daar's hy John. Hy sê, nes ek vir jou gesê het, hierdie man het die motor verniet by sy broer gekry, dit het hom niks gekos nie. Hy sê, en eendag gaan ek vir jou so broer wees, dan gaan ek vir jou 'n voertuig kry. Dan kan jy ook rondry, kan iemand kry wat jou rond kan ry. Bob het traan in sy oë gehad en hy het altyd na die storie vertel. Dit was nie die geskenk van die dag wat hom toe bygebly het nie, maar dit was die hart van 'n jong seun wat gesê het, ek wens dat ek ook so 'n broer kan wees. Ek weet nie, maar as 'n mens hierdie gelykenis lees en jy hoor wat Jesus sê, dan voel jy diep binnekant, kan ek nie ook so wees? Jy sien, bring Jesus se verhaal oor hierdie karakters van die karakter van die barmhartige Samaritaan. Bring dit nie hierdie diep begeerte ook by my en jou van ek wil ook 'n naaste wees, soos hierdie Samaritaan in hierdie verhaal. So die vraag is nie wie is my naaste nie. Moes die vraag toe nooit in die eerste plek gewees het. Wie se naaste is ek? Wie kan ek help? Kom ons bid saam. O Here, wanneer ons so in u woord ingaan en ons lees hierdie wonderlike gebeure en ons kyk na die integriteit en die karakter wat Jesus beskrywe van hierdie barmhartige Samaritaan wat barmhartigheid bewys het. U het gesê hy's 'n Samaritaan. Die wetgeleerdes sê hy het barmhartigheid bewys want u het die vraag gevra. Die vraag wat u gevra het is, wie van hierdie 3 was die naaste? En hierdie man sê, die een wat barmhartigheid bewys het. En u verhaal sê, dit was die Samaritaan, die Lewiet het verbygegaan, die priester het verbygegaan. Here, vandag is die vraag nie, wie is my naaste nie? Maar die vraag is, vir wie kan ek 'n naaste wees? Here, help my, as die geleentheid my pad langs kom, dat ek ook vir iemand 'n naaste sal wees. Help my Vader, in Jesus naam. Amen. Ja toe, tot 'n volgende keer, dan kuier ons weer in die woord saam. Totsiens.